Baie welkom by Leer Ken God. Ek het in die vorige video vreeslik gehuil, so dis stop ek die video. Dis net toe ons Genesis 2 gelees het. So ek gaan dit nou verder lees. Dis nou Genesis 2 vers 7. En ek het verskriklik tranerig geraak toe ek nou lees oor hoe God die mens gevorm het van die stof en toe hy die asem van die lewe geblaas het in Adam se neus. So ja, toe het ek gehuil. Ons is nou by Genesis 2 vers 8. Ook het die Here God 'n tuin geplant in die ooste. Noord-suid, ons Johan aan die suid, wes-oos, daai kant. Ek het my rigtings hier so kry. Ek het die Here toe nou 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daaraan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin. So in die middel van die tuin het hy die boom van die lewe gesit. Ek daar net my kinders stop. Op die rakveld. Space. Okay, so en die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin. Die boom van die lewe. Okay. En die boom van die kennis van goed en kwaad. So ek neem aan, daar was 2 bome wat die Here geplant het. Een van die kennis van goed en kwaad en een van die lewe. En ek gaan nie eens uitbrei daarop nie, want ek leer nog. So, as daar van julle is wat weet wat die boom, of wat regtig soos 2 bome is, en of daar net 1 boom is, en of ek het verkeerd verstaan, skryf ons in die comment, laat ons almal kan saam leer. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. So die rivier het nou verskillende riviertjies geword. Dis hoe ek het verstaan. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Hawila loop waar die goud is. Okay. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en onyksteen. Toe ek nou dit gelees het, moet ek sê, ek nog nooit van onyksteen gehoor nie. Ek weet eens wat is onyksteen nie. So, ek gaan dit nog gaan oplees. En die naam van die tweede rivier is Gihon. Dit is hy wat om die hele land kus loop. En die naam van die derde rivier is Hiddekel. Dit is hy wat oos van Assur loop. En die vierde rivier is die Vrat. Toe die Here God die mens geneem, en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Okay, so die Here het vir die mens, en terwyl ek nou hier lees, besef ek dat die Bybel praat hier van die mens, en dis nou Adam. Okay, so God het vir Adam geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie.
Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Ekskuus, so ek dink die feit dat ons as vrouens gemaak is vir hulp, nee, was in die begin nie vir my baie nice om te hoor nie, en die Here het my seker maar gestraf daaroor, want dit is wat dit is. Ons vrouens, ons is daar gestel, die Here het vir Eva gestel, of gemaak, vir hulp. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie, en met die mens praat hulle van arm. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak, wat by hom pas. So, ja, hulp. Dit is 'n woordjie wat vreeslik uitstaan vir my. En die Here God het die aarde geformeer, sien, as hy geformeer, storie weer. Sy het die aarde met Adam, sê hulle, en die Here God het die mens geformeer uit die stof, en met Eva, sê hulle, en die Here God het uit die aarde geformeer. Dit is nie verskil. Hoekom het hulle nie sommer gesê, en die Here het uit die mens uit die stof geformeer. Met Eva, sê die Bybel, en die Here God het uit die aarde geformeer. Die help. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel. Skus, ek het nog gedog hy praat in Eva, soos die diere, jammer. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. So Adam het die diere name gegee. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Nou toe ek hierdie, dit is nou Genesis 2 vers 20. So het die mense name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Ek gaan terugkom na hom toe. Vers 21, toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem. Dit was nou baie blonde oomblik van my, van geformeer van die stof. Ok, ek wil net gou terug gaan hier so na Genesis 2 vers 18 sê ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die man alleen is nie, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het die
het uit die aarde geformeer al die diere. So hy het die diere ook van die aarde gemaak. Maar nie van stof nie, van die aarde. So God het uit die aarde die diere geformeer. Okay, so is ons nou by Eva se skepping. Genesis 2 vers 21. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. So hy het een van Adam se ribbebene gevat en dit weer toegemaak met vlees. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannen genoem word, want sy is uit die man geneem. Mannen. So mens kan maar sê 'n vrou en 'n man en 'n mannen. En Adam het gesê 'n vrou sal mannen genoem word. Ek dink dis hoekom 'n vrou so sag is. Sy is nie soos 'n man gemaak uit stof uit nie. Sy's van 'n man gemaak. Van been en vlees. Genesis 2 vers 25. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het al nie geskaam nie. Ek gaan daar eindig. So ons is nou klaar met Genesis 2 tot by vers 25. Baie dankie dat julle gekyk het en ek sal dit waardeer as julle in die comments julle thoughts kan sit en wat julle geleer het. Julle met 'n mooi dag hê. Bye.